Een van my grootste issues met die kerk gaan oor die feit dat die plekke waar pastore, dominees, al daai mense, waar ons geleer word. Baie van hierdie plekke leer net boekkennis. En dit gee jou nie eers die volledige boekkennis nie. Vandag praat ek met iemand wat ook in ministry is, wat iemand het na die persoon toe uitgereik en gesê, hoorie, en die persoon is nie eers 'n counselor nie. Dis net iemand wat obviously autoriteit in die gees het, 'n intercessor, alles, en die pastoor het na die persoon toe uitgereik en gesê, hoorie, ek bring vandag iemand na jou toe, want jy moet bevryding op hierdie persoon doen. Ons almal, of jy nou 'n pastoor of 'n dominee of wie ever is, het die Heilige Gees. Maar ja, ons as leiers, as pastore en dominees, is veronderstel om daai tipe van goed te doen, om bevryding te doen, om mense vry te maak, om curses te breek, om op te staan teen hierdie goed. En hierdie pastoor vat iemand van sy gemeente na iemand toe, want hy voel net daai persoon het meer gesag en meer kennis. Nou wat sê die woord van ons? My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En julle, ek kan dit nie verstaan nie, daar's soveel mense in kerke waar ons sit soos puppets. As ek vir jou iets sê, dis jou verantwoordelikheid om te gaan bid daaroor, om dit na die Heilige Gees toe te vat en vir die Here te sê, Here, is hierdie woord van U af. Maar party mense sit daar en hulle vat net blindelings in wat iemand vir hulle sê. Onderskeiding van die Gees. En ek wil vir jou vra, gaan toets hierdie bietjie. Gaan vra jy bietjie vir jou dominee of pastoor of priest of wie ever. Of daar iemand in julle kerk is wat bevryding kan doen. En dan kyk jy bietjie wat gebeur. Daar's soveel herders, kom ons noem dit herders. Okay, want dis wat 'n pastoor of 'n dominee is. Ons is herders wat wegskram van dit af, want hulle is te bang daarvoor, want hulle het nooit daai autoriteit geleer nie. Jy kan nie 'n herder wees en jy kan net vir jou skapies beskerm teen sekere goed nie. Jy moet teen die jakkalse en die wolwe en die beere en al daai goed jou skapies kan beskerm. Dit help nie, jy vat net jou skapies na groen grassies toe nie, because there's wild animals outside. So dit was nou nogal vir my teleurstellend om te hoor dat daar leiers is wat nie eers hierdie basiese dinge vir hulle kudde kan doen nie. En dis skokkend, dis hoekom ons, veral hier in Suid-Afrika, sit waar ons sit. Want mense wat suppose is om die waarheid te weet en te leer en te teach oor geestelike oorlogvoering, doen dit nie. En ek het groot geword in die NG Kerk, julle weet dit, ons het dit nooit geleer nie. Daar was nie so iets soos geestelike oorlogvoering nie. En jy moenie dink jy gaan dit by Unisa of Wits of enige ander universiteit hier in Suid-Afrika leer nie. Ek het baie van die goed wat ek geleer het ek addisioneel ekstra gaan doen. Want ek wou meer weet, want hier binne my het die Heilige Gees vir my gesê, Brenda, jy kan nie net daai nie. En ja, dis scary om voor iemand te sit wat manifesteer en daai persoon praat skielik in 'n stem en jy's bang of jy sien goed wat jy nooit sal vergeet jy gesien het nie. En ek kan vir jou stories vertel wat vir jou slapelose nagte gaan gee. But that's not what it's about. Ons as leiers is daar om mense te leer hoe om geestelike oorlogvoering te doen, hoe om vry te kom. So dis actually sad. En ek wil jou vra vandag, bid vir jou kerk en bid vir jou leiers, of dit nou 'n dominee, 'n pastoor of wat ook al is. Kyk nee, moenie 'n fout maak nie. Ek sê niemand sleg of wat ook al nie. Baie mense is nie geleer hoe om geestelike oorlogvoering te doen nie.
Maar ek wil ook vir jou sê, enige persoon wat in leierskap staan, wat 'n ministry het, jy het soos 'n target bo op jou bors. En die vyand kom, en hy kom. Want hy wil, veral as jy die waarheid preach, kom hy en hy wil jou stil maak. Dis hoekom daar mense is wat rituals teen jou doen, wat word curses doen, wat na Sangomas toe gaan, wat na witches en warlocks toe gaan, om jou te stop. Daar's mense op hierdie platform wat gaan en goed doen teen jou. Maar as jy die bloed van Jesus Christus oor jou het, kan hulle maar doen wat hulle wil. Jy is beskerm deur die bloed van Jesus. En ongelukkig is baie leiers bang. Hulle wil nie daaroor praat nie, man. Sê nou net mense weet meer. En ongelukkig het ek dit ook al gevind. Toe ek in my katekisasiejaar was, toe vra ek vir die dominee oor sekere goed en hy kom in die antwoord nie. En hy het kwaad geraak vir my en gesê ek moet stil bly, want hy het self nie die antwoorde gehad nie. Julle, 'n goeie leier, as jy na my toe kom en jy vra vir my, Pastoor Brenda, ek wil hierdie en hierdie weet pastoor dalk. As ek nie weet nie, gaan ek vir jou sê, hoorie, gee my 'n geleentheid om bietjie in te gaan hieroor, bietjie te bid hieroor, bietjie met my peers te gesels, jy weet, ek sal Pastoor Laurens van Stems to Live vra en my intercessors en saam met my te bid en ons sal gaan kyk, ons sal die Bybel vat en ek het horde vertalings en ons sal die kern van daai vraag gaan ontleed en 'n antwoord kry daarvoor. Partykeer het ek nie die antwoorde nie, partykeer moet ek suiwer na die Here toe gaan. En dis wat God wil hê ons moet doen, ons is nie supposed om al die antwoorde te hê nie. Okay, en soms ek sien baie keer met counseling, ek doen counseling en dan voel ek, hierdie is above my, jy weet, miskien moet ek nee, ek het nie die kennis vir hierdie, soos mense met alcohol of drug abuse, ek het nie baie kennis oor dit nie, maar dit is nie iets waarmee ek gedeel het in my lewe nie, so ek verwys dit meeste van die tyd na iemand anders toe, want ek weet waar my limits is, and there's nothing wrong, we are all human, we have limits, maar daar's 'n verskil, om jouself blind te staar teen iets, omdat jy bang is, of jy is bang, mense gaan jou vra en jy wil tog nou net nie like, asof jy nie die antwoorde het nie. We are all human. So, bid vir julle leiers, bid vir julle kerke, want dis hoe die vyand division in kerke bring, dis hoe hy in die kerk inkom, en jou hele kerk verwoes, en so ook jou leierskap. Moenie 'n fout maak nie, om 'n leier te wees, kom teen 'n baie duur prys, geestelik, fisies en emosioneel. Die dinge wat ek al gesacrifice het vir ministry, want ek weet, die Here, ons God gebruik alles, sodat ek iets kan leer, sodat ek ander mense kan help. Ek share daai met jou. Geseënde dag.